Ok, iets waaroor mense baie vra en ek het gesien in my comments en baie mense stuur vir my privaat boodskappe, so kom ek maak 'n video. Die verdrukking waarvan die Bybel praat. Ok, nou wat is die verdrukking? Is dit nou? Kom dit nog? Ok, so kom ons kyk wat sê die Bybel. Die verdrukking beteken dus 'n tyd van groot swaar kry en oordeel wat oor die hele wêreld gaan kom. Dis nie sommer net ons persoonlike probleme nie. Dis 'n tyd soos wat ons nog nooit deurgemaak het nie. Jesus sê self in Matteus 24 vers 21, want dan sal daar 'n groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het nie en ook nooit sal wees nie. Wanneer gaan dit gebeur? Niemand ken die dag of uur nie. Jesus sê in Matteus 24 vers 36, maar van daardie dag en uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel nie, maar net my Vader alleen. Met ander woorde, ons kan nie 'n presiese tyd of datum vasmaak nie. Niemand kan dit uitwerk nie. Ons kan nie op 'n kalender gaan sê, okay, dis nou so en so, of ons het nou gekyk na die maan en die sterre en hierdie en hierdie en hierdie en nou weet ons dit gaan gebeur nie. Okay, daai mense wat sulke gedoen, die Bybel sê niemand. Jesus self sê niemand behalwe God self weet wanneer dit sal wees nie. Die Bybel sê wel vir ons daar sal tekens wees. So, kom ons kyk na die tekens. Daar sal oorloë en gerugte van oorloë wees. Daar sal aardbewings, hongersnood en siektes wees. Die liefde van baie mense sal koud raak en die evangelie sal verkondig word aan al die nasies. Nou klink dit vir jou bekend. Ons het al hierdie dinge gesien gebeur, maar Jesus sê dit is nog nie. So, die verdrukking lê nog voor. Wat ons nou beleef is soos geboortepyne, die voorbode, die begin van die pyn, soos 'n vrou se eerste kontraksies wanneer sy geboorte gee, maar die ergste lê nog voor. Daniël 12 vers 1 sê, dit sal 'n tyd van benoudheid wees, wat ons soos nog nooit tevore was nie. Maar ons hoef nie bang te wees nie. Jesus sê in Johannes 16 vers 33, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Ons hoef dus nie bang te wees nie. Ja, daar kom swaar tye en ons gaan deur swaar tye, maar Jesus is saam met ons. Hy sal ons nooit los nie. So wat doen ons nou? Hoe moet ons nou leef? Waak en bid. Wees wakker. Moenie slaap in jou geloof nie. En jy sal sien, die vyand wil hê ons moet dit doen. Hy steel jou tyd, dat jy nie bid nie, dat jy nie Bybel lees nie. Hy vul jou so aan, dat jy so moedeloos is, dat jy net nie by die Here uitkom nie. Okay? Hou vas aan Jesus. Moenie jou geloof los nie, al word dit moeilik. En elkeen van julle gaan deur iets, en ek weet, die vyand wil vir jou sê, gee moed op die Here, maar moenie moed opgee nie. Leef gereed, nie uit vrees nie, maar omdat jy Jesus liefhet. Daai liefde in jou hart moet wees wat jou dryf. So as ons alles nou saamvat, die groot verdrukking het nog nie begin nie. Okay? Ons sien maar net tekens hoe dit nader kom. Ons weet nie eers of dit in ons leeftyd of in ons kinders se leeftyd of in ons kleinkinders se leeftyd gaan wees nie. Ons moenie wegkyk nie. Ons moenie slaap nie en ons moet net gereed wees. Gereed vir wanneer Jesus weer kom. Jesus het reeds die wêreld oorwin. Ons hoop lê nie in hierdie wêreld nie. Ons hoop lê in hom. As ons aan hom behoort, kan ons deur alles gaan, want hy is ons skuilplek en ons verlosser. So julle weer eens, as jou saak met die Here nog nie reg is nie, as jy nog nie jou hart vir hom gegee het nie, my boetie, my sussie,
Be prepared. Dis wat hy vir ons sê in die Bybel. Wees gereed, sodat wanneer hy kom is dit te laat. Daai storie van, ja, daar kom 'n wegraping, daar's nie second chances nie. Daar is nie so iets nie. Wanneer hy weer kom, is dit te laat. Dis hoekom hy sê, wees gereed vir wanneer hy kom. So ek wil bid vir elke persoon wat hulle harte nog nie vir die Here gegee het nie. En Papa Vader, ek vra, Here, dat U met harte praat, dat U met siele praat, dat U met mense praat, Here. En dat hulle 'n ontmoeting met U sal hê en hulle harte vir U sal gee. En as dit iets is wat jy nog wil doen of nog moet doen, reik gerus uit. Ek sal met liefde saam met jou bid. Ek hoop hierdie beantwoord julle vrae. Onthou, ons geloof is in Hom, want hy sê vir ons, hy sal ons nooit in die steek laat nie. I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, plans for a future. Ons hoef nie bekommerd te wees oor die toekoms nie, want hy is reeds in die toekoms. En maak nie saak hoe moeilik die lewe is, hoe erg die aanvalle is nie. He's got you covered. Julle weet wat ek altyd sê. Don't give up, don't give in, because our God is always working. Ek hoop hierdie beantwoord julle vrae. Lekker aand. Shalom.